Hartlike goeiemôre, dit is Vrydagoggend, vandag is die 9de Januarie, die jaar 2026, nog 'n dag deur Abba Vader geskenk spesiaal vir jou en vir my. Halleluja. My naam is Danie Gerber en vandag praat ons bietjie oor God is vandag, môre tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Jy weet, en God gee belofte in sy woord. 'n Belofte van voorspoed en ook 'n belofte van verwoesting. So, en ek en jy het daai keuse om te besluit dat gaan ek die belofte van voorspoed aanvaar of is ek die oorsaak van die belofte van verwoesting wat na my kant toe gaan kom. So dit is 'n besluit wat net ek kan neem. En dis 'n besluit wat net jy kan neem. Ons kan nie sê ja, maar God straf my, maar as ons nie in sy wil beweeg nie. En die Here is baie duidelik in sy woord en ek lees hierdie gedeelte vanoggend en dit is so asof dit net sê, dit is easy beloftes. Beloftes van voorspoed, dit wat ek jou wil gee, maar as jy nie gehoorsaam is nie, dan kry jy beloftes van teëspoed en verwoesting, en dan bly daar niks oor nie. So dis 'n keuse, wat gaan ek en jy daaromtrent doen? Maar kom ons gaan lees saam, is die boek in 2 Kronieke 7, vanaf verse 15, en hy sê hierso, nou sal my oë oop wees, en my ore luister na die gebed van hierdie plek. So het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. Wow, om te dink as jy jou hart vir Jesus gee, en jy in jou huisgesin, en jy sê, Here, kom maak woning in ons, en ons wil U dien in gees en in waarheid, dan besit 'n belofte hierdie wat die Here sê, dat hy sê, so sê het ek dan nou hierdie huis verkies en geheilig, dat my naam daar kan wees tot in ewigheid, en my oë en my hart sal altyd daar wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gehandel het, dat jy deur naamlik te doen, soos ek jou beveel het, en my insettinge en my verordeninge te onderhou. En dan verse 19, hy sê, maar as julle afkerig word, en my insettinge en my gebooie wat ek julle voorgehou het, verlaat en ander gode gaan dien, en julle voor hulle neerbuig, dan sal ek hulle uitruk uit my land, wat ek aan hulle gegee het, en hierdie huis, wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp, en daarvan 'n spreekwoord en 'n spotlied maak onder alle volke. Dit is 'n gevaarlike gedeelte. So ons moet nie dink dat as alles nou goed gaan met jou, dis me, myself en I nie. Nee, dit is die Here. Dis die Here wat jou huis seën. Dis die Here wat jou finansies seën. Moenie dink dat jy's nou daarbo en niks kan verkeerd loop nie. Want as ek en jy afvallig raak en ons dien nie die Here uit ons gees en uit waarheid nie, dan kan al daai goedjies verbrikkel. Hy sê verder in verse 21, hy sê, en hierdie huis wat so hoog was, elkeen wat daar langs verbygaan, sal verstom staan en vra, waarom het die Here so gedoen met hierdie land en met hierdie huis? En dan sal hulle sê, omdat hulle die Here, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hulle uit Egipte land gelei het, en ander gode aangehang het, voor hulle neergebuig en hulle gedien het. Daarom het hy al hierdie onheil oor hulle gebring. En dis kom ek sê, daar's 'n belofte van voorspoed. Die Here wil dit vir my en vir jou gee, maar daar's ook 'n belofte van verwoesting, as ek en jy nie in sy wil bly nie, en dan kan ons al hierdie goed verloor, en dan wonder ons hoekom straf God my? So kom ek en jy bly in God se wil, ons bly in sy weë, ons bly in sy teenwoordigheid, gehoorsaamheid, dis wat die Here vra. Amen, kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie woord vanmôre. Here, dankie dat U vir ons 'n belofte het van voorspoed. Dit is wat U vir ons beplan, is voorspoed en nie teëspoed nie. Maar as ons nie gehoorsaam bly nie, as ons nie in U wil beweeg en doen wat U van ons vra nie, dan staan ons op die voorstoep van verwoesting. As ons net kyk na die land van Suid-Afrika, is dit 'n land van verwoesting, want die land het nie weer teruggekeer na U toe nie. En U woord is baie duidelik. As my volk, oor wie ek my naam verootmoedig, dat hulle sal bekeer, hulle sonde sal bely, dan sal ek van die hemel hoor, en ek sal hulle land genees. Here, en dit is ons gebed, kom herstel
ons land in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit hierdie naweek, gaan verkondig die evangelie, die liefde van Jesus. Julle moet 'n geseënde naweek hê. God bless.